Dit is vandag Maandag, 30 Maart. Welkom by ons luistermeditasie in die Groot Lydensweek. Ons lees uit Jesaja 50 vers 4 tot 9. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om aan die begin van die Groot Lydensweek tot rus te kom met 'n diepe bewussyn van die gewigtigheid van hierdie week, wat uitloop op die kruis. En wanneer ons bewus word van die gewigtigheid van die week, wil ek jou verder nooi om bewus te word van die gewig van ons konteks. 'n Wêreld wat oorlog maak en die ripple effek op ons ekonomie en ons dag tot dag lewe. Ek steek vir ons 'n kers aan, God se lig in hierdie donker wêreld. Lei U ons lig, U ons lig. Deur hierdie duisternis, lei U ons, Heer. Styl is die pad waarop ons pelgrims is. Lei U ons, Heer. Wys U die weg. Ons wil U ewig volg. Waar U mag lei, sal ons getrou U volg. Lei U ons lig. Amen. Ek wil jou nooi om wanneer jy die teks in hierdie oomblik hoor, of dit saam lees, verby die ballingskap daarna te luister. Deur die lens van die evangelie dit te ontvang met die oog op die Groot Lydensweek waarin ons is. Laat hierdie teks dan op jou hart gaan lê. Dalk is daar 'n woord of 'n sinsnede of 'n gedagte wat by jou kom lê. Hou dit in die stilte vas. Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is kan moed inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Die Here my God het my geleer om te luister. Ek was nie teen hom opstandig nie. Ek was nie ontrou aan hom nie. Ek het my rug gehou vir die wat my slaan. My wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie. Die Here my God het my gehelp. Ek sal nie teleurgesteld staan nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek weet ek sal nie in verleentheid kom nie. Hy wat my onskuldig sal verklaar is naby. Wie wil 'n aanklag teen my inbring? Laat ons elkeen sy saak stel. Wie wil my aankla? Laat hom vorentoe kom. Die Here my God help my. Wie sal my dan skuldig verklaar?
As ons die teks hoor met die ego van Goeie Vrydag in die agtergrond, dan sien ons hoe Jesus sy rug draai om die slae te ontvang. Hoe hy sy wang draai vir die wat sy baard uittrek en nie sy gesig wegdraai as hy gespot of bespoeg word. Christus wat nie terugslaan, terugbaklei as hy onregverdig behandel word nie. Laat dit nog 'n oomblik op jou hart lê. Ek nooi jou om nou die teks binne jou eie konteks te ontvang. Binne 'n wêreld waarin ek en jy soms te nagekom word, beledig word, beskuldig word, veroordeel word, beskinder, seergemaak word, deur woorde, deur negatiewe houdings teen ons. Ek wil jou nooi om dit vir 'n oomblik aan jou lyf te voel. Ons default, ons algemene wyse om hierop te reageer is om met dieselfde munt terug te betaal. Die oorwinning van die kruis lê daarin dat die Here ons help om die ander wang te draai. Dat hy vir ons help om die slegte met die goeie terug te betaal. Met die liefde. Ontvang dit weer in hierdie konteks en laat dit op jou hart lê. Here, my God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moet inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Die Here, my God, het my geleer om te luister. Ek was nie teen hom omstandig nie, en ek was nie ontrou aan hom nie. Ek het my rug gehou vir die wat my slaan, my wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie. Die Here, my God, help my. Laat Heer U liefde deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. Laat Heer U
liefde deur my vloei, laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. Laat Here die liefde deur my vloei. En leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Amen.